Vandag maak ons 'n romerige botterhoender met naanbrood en wit rys. Se vir halwe teelepel sout saam met 1 3/4 koppies meel. Meng 2 eetlepels geklitste eier met 2 eetlepels melk. Meng 1 eetlepel suiker met 'n halwe koppie warm water en 'n halwe teelepeltjie gis. Laat dit vir 10 minute staan en dan kan jy alles by die meel gooi en dit goed deurroer. Druk die deeg saam en laat dit rys vir 'n uur. Vir die hoender benodig jy 3 eetlepels botter, 1 eetlepel olie, 'n ei, 4 knoffelhuisies en vars gemmer. 80 ml yoghurt en 1 eetlepel suurlemoensap. 1 teelepel rooipeper, paprika, garam masala en koriander. 1 teelepel sout en kaneel met curry na smaak. 'n halwe koppie hoenderaftreksel, 2 eetlepels tomatiepuree en 400 ml passata. Suiker en room. Ek het so 700 gram se hoenderduitjies gekry by Kleinmond Spar se butchery wat ek besig is om te ontbeen. Moenie skrik nie, ek gaan vir jou wys, dit is baie maklik, maar as jy nie lus is vir al die moeite nie, koop net gewone hoenderborsies. Die duitjies se vleis is vir my lekkerder, maar vir hierdie resep hou ek daarvan om die velletjie te verwyder en die been uit te sny. Gebruik 'n baie skerp mes en verwyder die velletjie. Sny die been versigtig los van die vleis. Ek gooi niks weg nie, want die bene gebruik ek weer om aftreksel te maak. Ek sny die duie in kleiner stukkies en marineer dit met die yoghurt, die suurlemoensap, die garam masala, koriander, paprika en rooipeper. Die deeg vir die naanbrood het nou mooi gerys en ons gaan dit nou in kleiner balletjies maak. Die deeg moet dan ook weer vir so 'n halfuur rys. Kerf die eie, gemmer en knoffel fyn in 'n voedselverwerker. Braai die eie saam in die botter en olie. Sodra die eie sag is, kan jy die hoender bysit en ook goed deurbraai. Voeg nou jou sout, kaneel en curry by. Ek kry 6 kardemomsade saam sodat ek dit maklik kan verwyder. Voeg ook jou aftreksel, passata en tomatiepuree by en roer dit lekker goed deur. Laastens kan jy jou 2 eetlepels suiker en 180 ml room byvoeg en dit goed deurkook. Jou deeg behoort nou reg te wees, rol dit mooi dun uit en bak dit in 'n warm pan. Sodra jou brood gaar is, kan jy dit smeer met gesmelte botter en garneer met jou sesamsaad en vars koriander. Hierdie curry is perfek saam met 'n Benguela Cove Chardonnay 2023.